Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Soos altyd lekker om saam met jou hier te wees en dankie dat jy hierdie week so lekker saam met ons gereis het terwyl ons hierdie tema van passie behandel hierdie week. Hoe lyk 'n lewe wat passievol uitgeleef word vir Christus? En ek hoop dat die Here jou hierdie week deur sy woord regtig net kom inspireer het en dat hy 'n passie in jou kom opwek. En dit is regtig my gebed vir jou dat ons hier uit sal stap. Ek is sowel as jy met 'n vernuwende passie in ons lewe. Mag ons daai passie net gaan uitleef. Ek weet jy die woord al baie gehoor, maar ek hoop presies wat vassteek. En vandag is Paulus weer aan die woord en daar praat hy met jong Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 7 tot 8 sê hy: God het die Heilige Gees vir ons gegee en daarom is ons nie bang nie. Nee, die Heilige Gees maak ons sterk en help ons om lief te wees vir mense en om reg te besluit wat ons moet doen. Jy moenie skaam wees om vir mense te vertel van ons Here nie. En ook, jy moenie skaam wees oor my wat in die tronk is omdat ek aan die Here behoort nie. Nee, jy moet saam met my swaar kry wanneer jy die goeie boodskap vir mense bring, want God sal vir jou die krag gee om dit te doen. Twee dinge wat Paulus hierso vir Timoteus kom leer. Hy sê vir hom moenie bang wees nie en hy sê moenie skaam wees nie. En ek dink as daar nou twee dinge is wat ons weerhou om passievol te leef vir die Here, is dit wanneer ons bang is en wanneer ons skaam is. En bang wees, dink ek kan ons soms doen, maar skaam wees voel ek is 'n ding wat nogal kop uitsteek onder mense. Mense is skaam om oor Christus te praat. En ek wil vir jou sê, wanneer mense ons uitlag, en selfs wanneer mense goed agter ons rug sê, ek het al mense gehad wat vir my sê, ek vat die hele Jesus ding te ver, wat ook al dit mag beteken. Maar ek dink nie, hy het dieselfde gedoen toe hy vir ons gesterf het nie. Hy het nie een keer gedink, hoorie, miskien vat ek dit nou 'n bietjie te ver nie. Tog doen hy dit vir ons, hy volhard en end uit, sien hy dit deur. En ek wil vir jou sê, ek en jy moenie bang wees nie, moenie skaam kry nie. Wanneer dit by Christus kom, moet ons onbeskaamd staan en sê, ek dien die Here, hierdie passion wat ek het, hierdie liefde wat ek het, alles wat hier binne my aangaan, dit wat maal, dit wat by my mond uitkom, is Christus. Dit is sy liefde, dit is sy passie in my lewe, en dit is wat ek uitleef. En dan waarsku die Here ons, Jesus self sê, hy sê, vir die van ons wat ons vir hom skaam, hy sê, hy sal hom vir ons skaam, wanneer ons by sy Vader is. Nou dis 'n plek waar ek en jy nie wil wees nie. So ek wil vandag kom aanmoedig, moenie bang wees. Die Here is met jou. Paulus kom sê hierso, sy Gees is juis met ons. 1, sodat ons nie bang hoef te wees nie. En 2, sodat ons nie skaam hoef te kry vir hom nie. So mag ek en jy met dapperheid en onbeskaamd voor Christus staan, mag ons sy woord bekend maak aan almal, die opdragte wat ek en jy ontvang het in Matteus 28, om disippels te maak, en Handelinge 1, om te gaan en te getuig, om te vertel van wat Christus vir ons gedoen het. Mag ons dit met 'n nuwe dapperheid doen, mag ons dit met ywer doen, mag ons dit met passie doen, en dit uitleef. Mag die Here verheerlik word. En dan net so terloops, as jy nie geweet het, ons het 'n kinderhuis, 'n babahuis hier so agter ons, sy naam is Umefe, ons het so 15 kinders hier so, en as jy ooit wil betrokke raak en 'n verskil maak in die lewe van 'n babietjie, van hulle is ongelukkig weggooi kinders, van hulle kon die ouers net nie voorsorg nie, en van hulle tel ons op die ashoop op, maar die Here is goed vir ons, en hy seën hulle, en as jy wil betrokke raak by hierdie projek van ons, is jy meer as welkom. Ek sal vra dat ons die besonderhede vir jou daaronder aansit, dan kan jy op die skakel klik daar. Mag die Here jou seën, mag jy 'n fantastiese naweek hê, veilig wees, en mag jy leef met passie. Totsiens.